Nou, ons gaan die woord van die Here vanaand saam oopmaak in 1 Tessalonisense 2. So deur die woord van die Here lees ons oor die onderwerp van wanneer God met ons praat. Nou in Job 5 vind ons die gedagte dat ek en jy kan maar praat en praat en praat, maar wie kan ons vertrou om te luister? In Job 14 sê as God praat, sal ons antwoord. En jy het een van twee maniere waarop jy sal antwoord op die roepstem van die Here. Wanneer God met jou kom praat, dan antwoord jy of positief of negatief wanneer hy met jou praat. Psalm 3 vers 5 sê, luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my. En ek dink so myself, as 'n mens dit moet omdraai, en die Here se stem kom na jou en my toe, hoe antwoord ek op sy stem, as hy met my spreek? Dan sê Psalm 18 vers 4 vir ons, ek roep die Here aan wat lofwaardig is. En dis waarom ons harte en ons stemme kan ophef na die troon van die hemel toe, omdat God alleen lofwaardig is. Daarom kan ons met God praat, want hy is die ewige onveranderlike. Psalm 20 vers 10 sê, mag hy ons verhoor op die dag as ons met hom praat. En mag dit so wees in jou en my lewe, dat ons vrymoedigheid neem, omdat die woord van die Here dit vir ons leer. Nou, daar word baie gepraat, né? Sommige praat te veel. Maar ek dink so by myself, toe ek dink oor die gedagte, musiek praat met my. Gisteroggend het ons eystermanne, en toe ek nou klaar is ek besig, wil 'n bietjie sit en lees, en ek kry 'n bietjie koud, en ek gaan lees so in die bed, en ek wil daar lees, en toe ek myself kry, toe lees ek 'n paar bladsye verder in die droomland. Maar baie mense sê, die natuur praat met my. Baie mense sê, kuns praat met my. So kom ons let vandag op die gedagte van as die Here met ons praat. Ek skies tog net hierdie toemaak hierso. Ek lees vir ons dan voor vanaf 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. Hy sê, julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie, maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in ons God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou, of met bedekte hebsug nie. God is ons getuie. Ook het ons nie eer van mense, of van julle, of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree, maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester, terwyl ons so na julle verlang het. Was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het, om niemand onder julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle te verkondig. Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het, teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het, en betuig het, dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode.
wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het, en God nie behaag nie. En teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kon maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. Daarna lees ons uit die woord van die Here. En ons vertrou die Here dat hy met ons sal kom praat uit hierdie woord uit. Nou vers 13 van ons geleesde gedeelte gee vir ons hierdie gedagte: daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. En gebaseer op hierdie woord van God wat na ons toe kom, wil ek met u praat oor die gedagte wanneer God met ons praat. God praat met ons deur sy woord. Hy praat met ons op baie verskillende maniere, maar die hoofvorm waarin hy met jou en my bemoeienis maak, is deur sy woord. Keer op keer as ons die woord van die Here oopmaak en die woord van die Here aanhoor, dan praat die Here met ons en hoor ons die stem van die Here deur sy woord. Hy kom maak dit vir ons lewendig deur sy gees. Nou Genesis 18 vers 20 sê die woord van die Here verder, het die Here gesê: die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot. God kom spreek 'n roepstem uit oor hierdie plek Sodom en Gomorra. Daar word deur die God van die heelal gepraat met 'n mensdom wat in 'n plek is wat doemwaardig is, en voordat God enigstens oorgaan tot toorn, tot oordeel, praat hy om bemoeienis te maak met hierdie mense. Genesis 22 vers 11 sê: maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê: Abraham, Abraham, en hy antwoord: hier is ek. Abraham antwoord op hierdie gesprek wat met hom gevoer word, toe daar met hom gepraat word, toe let hy op die stem wat na sy kant toe kom. Eksodus 8 lees ons Moses praat met God oor die pla wat hy beleef. In Eksodus 14 vind ons hulle het met God gepraat oor die vrees wat hulle in hulle gedra het van die aanval wat teen hulle geloods word. In Eksodus 19 sien ons terwyl die Here op die berg Sinaï neerdal, op die top van die berg het die Here Moses na die top van die berg toe geroep en Moses het opgeklim om te wat? Om met God te kon praat en sodat God met hom kon praat. En is kosbaar hoe dat God ons nooi na daardie plek van ontmoeting sodat hy met jou en my kan praat. En dag vir dag het ons hierdie wonderlike voorreg om by daardie plek te kan verby beweeg waar die Here met ons kan kom praat. Hy praat met sy volk wanneer daar nood is. Hy praat met 'n plek, 'n stad. Hy praat met 'n individu. Hy praat ook by die tent van samekoms. Keer op keer is dit die Here wat dit initieer. Hy praat met 'n mens. En ons lees dit ook in Genesis 3. In Genesis 3 vind ons die gebeurtenis daar in die tuin van Eden. En die stem van die Here kom tot Adam met hierdie woorde: waar is jy, Adam? Want die Here praat met ons in hierdie plek van gemeenskap, in hierdie plek van rus. Hierdie stem van die Here kom na die mens toe op die tye toe die mens van die Here af wou wegkruip, en die mens nie die aangesig van die Here wil sien nie, want hulle is in skaamte, hulle het in sonde verval, hulle het 'n verkeerde keuse gemaak. Tog reik God steeds uit na hulle toe deur sy stem. Hulle was ongehoorsaam geweest, maar steeds reik God na hulle toe uit met sy stem. Hulle het blaatant teen die opdrag van die Here opgetree, maar steeds reik God uit na sy mense toe met sy stem. Adam het sy vrou gekies bo die Here. Steeds reik God uit na Adam toe deur hierdie stem na hom toe terug. En dit wat hulle gedoen het is net so erg as wat Kain en Abel deurgemaak het, toe daar moord gepleeg is. Net so erg soos wat dit was toe Samson met die vyand speletjies gespeel het, net so erg soos toe Dawid met Batseba oor die tou getrap het, net so erg soos toe Petrus vir Jesus verloon het.
net so erg soos toe Paulus die gemeente vervolg het, maar tog keer op keer sien ons hoe dat God weer eens deur hierdie stem na die mens toe terug bemoeienis maak met 'n mens. Dis dieselfde toe die mens Noag verag het, hom gespot het omdat hy gedoen het wat hy van God af gehoor het, maar hy het meer gelet op die stem van God as op die stem van mense. En daarom is dit vir ons so belangrik dat ons so ingestel sal wees in ons innerlike tuin van rus in die Here, gemeenskap in die Here, om te let op die stem van God. En te midde van die verkeerd wat rondom ons is, en te midde van die verkeerd wat binne ons is, te midde van ons uitdaging van die vlees, het ons die wonderlike voorreg dat ons altyd kan let op die stem van die Here. Waar is jy so in jou verkeerde keuses? Waar is jy so in die hitte van die stryd? Waar is jy so daar waar die tyre die teer tref? Waar is jy? 3 eenvoudige woordjies. Woorde wat soveel impliseer in jou en my lewe. Daarom, waar is jy wanneer jy voortploeter in jou sonde? Waar is jy wanneer jy ongehoorsaam is en blaatant kies teen die wil van die Here? Waar is jy wanneer jy ronddwaal van bakboord na stuurboord en nie mooi uitkom by wat God se plan vir jou is nie? Waar is jy wanneer jy nie besig is met God se wil vir jou lewe nie? Waar is jy in jou gedagtes? Waar is jy in jou drome? Waar is jy in jou gemoed? Waar is jy in jou ideale van die lewe? Waar is jy wanneer dinge te veel word vir jou? Want soms gebeur dit so, vriende. En jy sien hierdie woord eintlik vir ons kosbaar, dat die Here altyd sy stem na ons toe stuur. Dis nie maar net dat ons by 'n plek is in 'n posisie nie. Dis meer nog 'n toestand ook. En wanneer ons die stem van die Here hoor, dan wek dit ons op om daarop te moet reageer. Want dit definieer ook waar hy en jou en my sal kom haal. Daarom kom die stem van die Here na ons toe, en hy kom haal ons daar uit die bos uit, en hy kom praat met ons daar, waar ons dalk soms wegkruip, en hy kom praat daar met ons, waar ons dit nooit sou verwag het nie, en dis die wonder van God se gewilligheid, om sy stem na ons toe te stuur. So hierdie waar is jy beteken, God stel belang. God stel belang om te weet, hoe het jy daar gekom, en hoe gaan jy van hier af waar jy is, kom tot waar hy jou wil hê. Hy stel belang in waar jy vandaan kom. Hy stel belang waar jy is, en hy stel belang in waarin jy op pad is, en die werk wat hy in jou lewe begin het, wil hy voortsit. En die oomblik wanneer jy die stem van die Here hoor, moet jy weet, hy is steeds besig. En ons hoor sy stem dag vir dag deur sy woord. Ek is eintlik so opgewonde in my gemoed, baie maal as ek die woord van die Here oopmaak en ek lees deur die woord, dan praat die Here met 'n mens, en hy wys 'n mens dinge. Dit word loutering genoem. Hy's besig om ons te was en ons skoon te maak. Dit voel dalk asof jy by jou laaste tree van die lewe gekom het. As jy weet dalk nie kan sien vir môre nie, dalk het jy nie antwoorde vir môre nie, dalk weet jy nie meer hoe om deur dinge te kan beweeg nie. Ja, dalk voel dit of die son nie weer sal opkom vir jou nie. Dalk voel dit of daar nie meer vir jou uitkoms is nie. Dan's al wat ons nodig het, net een woord van die lewende God, wat alles vir ons die moeite werd maak. Ja, dalk sit jy vandag hier, en jy is kort voor groot besluite, groot dinge wat moet gebeur. Jy is op 'n moeilike plek, 'n moeisame plek, dan is dit die stem van die Here, wat die groot verskil kan maak. Net omdat hy omgee. Net omdat hy wil weet, waar is jy vandag? En hierdie selfde vraag wat hy 6000 jaar terug gevra het, vir 'n man wat in sonde verval het, vra hy steeds vandag vir jou en vir my. En keer op keer as hy die woord van die Here oopmaak, dan praat hy met my. Johan, waar is jy? Waar is jy vandag in die midde van die werksplek? Waar is jy vandag in die midde van 'n ekonomie waarin jy eintlik uitgefaseer word en uitgeskei word? Waar is jy in die midde van seer en teleurstelling? Waar is jy in die midde van siekte? Waar is jy in die middel van uitdagings? In die middel van tekortkominge? Waar is jy? Wanneer dit regtig saak maak. En ons hou van hierdie waar is jy wanneer dit met ons goed gaan. Jy weet mos, ons sit altyd net die mooi prentjies op Facebook, né? Ons sit altyd net die goed gaan prentjies op Facebook.
Maar hoe is ons gewillig om dit voor die Here oop te maak as die Here vir ons vra, waar is jy wanneer dit nie so mooi gaan nie? Waar is jy wanneer jy nie antwoorde het nie? Want hierdie waar is jy impliseer ook, waar bevind jy jouself in jou gedagtes, in jou planne, in jou ideale, in jou gees, in jou siel, in jou emosies, in jou verhouding tot God, in jou verhouding met ander. Jy sien, want op een of ander manier kruip soveel mense vandag weg. Waar is jy in jou temperament? Waar is jy in jou gesinslewe, in jou huwelik, in jou besluitneming, in jou kerklewe? Waar is jy in jou algemene dag vir dag rondbeweeg? En dink mooi, wie vra die vraag? Dis God. Dis nie maar net nog iemand wat die vraag vra nie, dit is die waaragtige, die ewige, die onveranderlike, die driemaal heilige, die skepper van die heelal, nie omdat hy nie weet nie, maar hy vra, omdat hy belangstel in 'n mens soos ek en jy, en let vandag op hierdie stem van die Here, hy vra hierdie vraag, omdat sy behoefte gemeenskap is. In te midde van jou my verkeerd, vra God steeds die vraag, om vir jou te wys, maar ook omdat hy belangstel. So let vandag op hierdie stem van die Here. My kind, waar is jy in jou siekbed? Of waar is jy met die sieke wat jy moet versorg, of moet help, of moet ondersteun? Waar is jy in die middel van swaar kry? Waar is jy in die middel van luiheid? Waar is jy in die middel van dinge wat jou begin besig hou het? In te midde van dit alles, waar is jy in jou siel? Kan jy jou indink dat die God van die heelal vandag met jou kan kom praat oor waar is jy? En weet jy, toe ek sit en dink oor hierdie vraag, het dit my eintlik so getref, want dis die een vraag wat ons nie altyd mooi bedink nie. Dis die een vraag wat ons baie keer vinnig wil antwoord. Nee, ek is net gou vinnig hier. Maar waar is ek regtig opreg voor die Here? Want dalk vra hy jou sodat jy net kan let daarop dat sy begeerte is na jou. Dalk vra hy dit juis vir jou sodat jy kan let daarop, omdat jy nie vir 'n oomblik gedink het waar jy is nie en hoe jy daar gekom het nie. Dalk vra hy dit juis vir jou sodat jy kan weet waar jy is en van daar af kan wegkom. Want nooit was hy onkant gevang nie, nooit was dit vir hom onseker gewees nie, maar sy stem kom keer op keer na jou en my toe, sodat ons kan weet, God praat met ons, die skepper van die heelal, wat alles geskape het binne 6 dae, kom kort na die skepping, en hy vra vir die kroon van sy skepping, waar is jy? Hy het nie vir een ander deel van sy skepping gevra, waar is hulle nie? En wat 'n wonderlike voorreg, dat God na 'n mens toe uitreik met sy stem. So ek wil graag bietjie vir 'n oomblik net pyns oor hierdie stem van die Here, wanneer God met ons praat. In Deuteronomium 4 vers 39 sê die woord van die Here, daarom moet jy vandag weet en ter harte neem, dat die Here God is, bo in die hemel, en onder op die aarde, daar is geen ander een nie. Ons het nou gesing, daar's niemand soos Jesus. Dis die liedjie wat ons altyd so gebruik het, as ons uitgereik het na die moslim skole toe daar in Durban omgewing, en ons mag nie vir hulle Jesus verkondig nie, en sing ons net vir hulle, daar's niemand soos Jesus, daar's geen ander een soos hy nie, en daar's regtig vir jou en vir my geen ander een soos hy nie, en dit is sy stem wat na jou en my toe kom, en wat 'n wonderlike voorreg, hierdie stem kom uit die troon van die hemel uit, dis die God van die hemel, wat sy stem na 'n mens toe stuur. Genesis 22 vers 15 sê, toe roep die engel van die Here, dis Jesus, vir die tweede keer na Abraham van die hemel af. Daar's 'n stem uit die hemel uit wat vir jou en vir my bestem is. Nie 'n stem wat in die lewe vasgevang is, in die moddersluike vasgevang is, in die moeilikhede van die lewe vasgevang is nie, maar is 'n stem uit die hemel uit. Bo dit alles verhewe, buite tyd, buite spasie, nie beperk na enige iets anders nie, maar hy kom praat met jou en my vanuit die hemel uit. Hy wat in alle heerskappy is, alle mag is in sy hand gegee, alle krag is in sy hand gegee, en hy is die God van genade, en hy rig 'n woord van genade uit die troon van die hemel uit vir jou en vir my. Hy praat met 'n individu uit die hemel uit. Nou julle, dis maar so, dis nogal
belangrik dat 'n mens die regte oproep in die lewe kry. Dis nogal belangrik dat as daar die oproep kom, dat jy die foon sal antwoord. Maar kan jou indink dat jy die wonder het om in jou lewe op 'n plek te wees, dat jy as 'n enkeling, as 'n individu, as 'n eenvoudige, betlanswaardige mens, op 'n plek kan wees in jou lewe, dat daar 'n stem uit die hemel uitkom, wat vir jou en vir my bedoel is. Hy spreek met een wat dit dalk nie eens verwag nie. En die heerser van die heelal vind dit meer nodig om met jou te praat as wat dit soms vir ons is in ons raamwerk om met hom te praat. Kan jy jou indink dat dit vir God meer belangrik is om met ons bemoeienis te maak en hy stuur sy stem na ons toe as wat ons na sy kant toe doen. En hierdie stem bring lewensverandering. Hierdie stem van die hemel af bereik die uithoeke van die aarde. Hierdie stem van die hemel af bereik elke doel wat hy kan bereik en hy mis geen werk wat hy ooit wil bereik nie. Niemand kry nie die boodskap uit die hemel uit nie. Selfs die goddelooste van die goddelooste hoor die stem van die Here op die oomblik wanneer hulle dit moet hoor. Ek vertel juis vandag van 'n getuienis van 'n jong seun of 'n kind wat op 7 jaar oud sit hy in die kerk en almal praat oor die gedagte, maar hoor kinders regtig wat in die kerk gedeel word. En hy sit en speel karretjies so onder die bank met sy kop so half skuins. En op 'n stadium vra die dominee, wil jy nie vandag 'n keuse maak vir God nie? En hy steek sy hand op en hy staan op en hy sê ek wil 'n keuse maak vir Jesus. En hy sê vir sy maale, wil julle nie ook nie? Want hy het die stem gehoor. Hy het die stem gehoor toe God met hom bemoeienis maak. En hy weet hierdie stem kom uit die hemel uit. Dis vir hom bedoel. Niemand kan hierdie stem ontken nie. Niemand kan hom van hierdie stem verontskuldig nie. As die stem van die hemel afkom, dan weet jy, dis van hom af. Hierdie stem van die hemel af is vir verlossing. Hierdie stem van die hemel af is vir vrede met God. Hierdie stem van die hemel af is vir die redding van 'n verlore siel. Hierdie stem van die hemel af is vir die dag vir dag lewe, vir die keuses en die besluite wat ek en jy maak. Hy spreek tot jou en my heiligmaking. Hy spreek tot jou en my vir 'n dieper lewe in die Here. Hierdie stem maak al die verandering in die lewe, want dit is 'n stem wat uit die hemel uitkom. God praat uit die hemel. Dink aan Petrus. Jesus sê op aarde vir hom, jy gaan my verloon. Nee. Ek? Nee, wag, jy verstaan nie baie mooi nie. Ek sal liewer doodgaan, dit gaan nie gebeur nie. En 'n haan kraai. En die oomblik toe die haan kraai, toe hoor Petrus die stem uit die hemel uit. Dink aan Paulus, wat omstraal word met 'n ligstraal vanuit die hemel uit, en hy hoor die stem wat met hom bemoeienis maak. En dit bring so verandering in sy hele wese, dat alles getransformeer word, net omdat hy gelet het op hierdie een stem uit die hemel uit. Jona is in die dieptes van die see, in 'n vis se maag, en hy hoor die stem uit die hemel uit. Dink aan Noag. Hy is besig om te probeer survive in 'n lewe, en toe hy die stem uit die hemel uit hoor, toe bly hy getrou aan hierdie stem vir 120 jaar lank. Dink aan Jesaja. Die Here vra, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? 'n Stem uit die hemel uit. En dan word een van die belangrikste boeke in die Bybel geskryf, oor daardie oomblik toe hy die stem van God gehoor het. Dink aan die rower aan die kruis. Daar's twee. Albei hoor die stem. En elkeen reageer anders op hierdie stem wat na dit toe kom. O, my liewe vriende, hy praat vandag nog met jou en met my. God kom maak bemoeienis. Hy deel sy wysheid, hy deel sy waarheid, hy deel sy plan en sy wil vanuit die hemel uit met 'n eenvoudige, betlanswaardige mens soos ek en jy. En weet jy, vir mense is vanaand nie hier nie, want hulle het nie geluister na die stem nie. Nou vriende, hierdie stem van die hemel af is God wat praat. Hy spreek lewe.
Hy spreek eenheid, hy spreek dienswerk, hy spreek tot in jou siel in, om dit te doen wat jy nie eers wil doen nie. En dan kom die ou duiwel en hy kom probeer spreek, om jou te kry om dit te doen wat jy nie moet doen nie. En dan luister ons baie maal meer na die stem van die bose, as die stem uit die hemel uit. Kan jy jou indink? Hy lei ons tot 'n dieper diepte in ons lewe. Hy spreek met ons en dan hoor ons daardie stem uit die aandbries uit, soos in die tyd van Elia. Hy spreek met ons op tye dat ons dit nie verwag het nie. Hy spreek met ons selfs in tye van gebed. Ons het hierdie opinie, dat wanneer ons bid, dan is dit ek wat met hom praat, maar hy kom praat met ons uit die hemel uit in gebed. Maar die stem uit die hemel uit, kom hy en hy kom rig hierdie stem na Moses toe. En al was dit 'n stem in 'n brandende bos, was dit 'n stem uit die hemel uit gewees. Hoe wonderlik is dit nie, dat God met jou wil praat. Jesaja 22 vers 12 sê, en in die dag spreek die Here van die leerskare, tot geween en tot rouklag. God spreek in harte, om by rou uit te kom. God spreek by mense om by berou uit te kom. Hierdie stem praat met jou en my oor ons geestelike toestand. Hierdie stem praat met jou en my oor my wil, my vlees, my menswees. En as jy nie daar is om na sy stem te luister nie, dan mis jy dit. En ons weet, ons spyt kom altyd te laat, né? Baie maal dan kom die berou, vir al die verkeerde redes, behalwe dit wat die stem van God vir ons kom wys het. Ja, hy praat vanuit die hemel, dat jy sal besef met wie jy te doen het. Hy praat met jou en my, sodat ek en jy kan kies. Gaan ons meer gehoorsaam aan die hemel wees, of meer gehoorsaam aan die mens wees? Hy herinner ons vanuit die hemel uit, sodat ons sal onthou. Ja, ek en jy kan vergeet, ons kan ons kalenders vir 'n oomblik een kant skuif, ons kan die woord van God vir 'n oomblik een kant skuif, maar kom God nog steeds op sy getroue wyse, en dan kom 'n stem uit die hemel uit, om jou te kom onthou, om hemelsnaam. Let op die stem, wanneer God met ons praat. Maar hierdie stem uit die hemel uit, impliseer nog soveel meer, want die stem uit die hemel uit kom uit die troon van die hemel uit. Dit is nie maar net nog 'n stem in die hemel nie. Ja, dit is die liefling van die hemelse stem. Dit is die heerser van die hemelse stem. Hy is die almagtige verhewe koning, en hy spreek tot jou en my diepste wese. En hierdie woord wat hy na jou en my toe stuur, kom teken hy nog vir ons op ook, sodat soos 'n skerp tweesnydende swaard kan wees, wat skeiding kom maak tussen murg en been, tussen siel en gees. Hierdie woord kom uit die troon van die heelal uit. En as jy nie gewas is in die bloed nie, dan kom sy stem uit die troon uit. Sodat ons moet weet, dit sal daar dieselfde troon wees, waarvoor jy gaan staan, as jy hierdie stem geïgnoreer het. En as jy nie gekies het om Jesus te volg met alles wat jy het nie, kom berou altyd te laat. En dan spreek hy jou en my vandag toe, vanuit die troon van die hemel. Ja, soms kom troos hy ons, soms kom ondersteun hy ons, soms kom onderrig hy ons, met hierdie stem, met die troon van die hemel uit. En wat ook al die woord is wat hy aan ons kant toe stuur, dit kom nie maar net van enigiemand af nie. Nou in die koninklike tye, as die koning vir jou 'n dokument gestuur het, 'n woord gestuur het, dan was sy stempel daarop gewees. En hierdie stempel het gesê van wie af dit kom, wel die stem kom uit die troon van die heelal uit. Verstaan met wie ons te doen het. Jesaja 40 vers 26 sê, daar word nie een enkele keer gemis as die Here met ons praat nie. Elke keer as God sy woord uitstuur, tref hy waar hy moet. Matteus 9 vers 13 sê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hy sê, hy het juis gekom, stuur hy sy stem juis om mense te roep tot bekering. Markus 9 vers 35 sê, en toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. Hy roep hulle, hy sê vir hulle, kom sit hier by my. En nou kom sy stem na hulle toe.
As jy wil weet wat saak maak, hier is die pad wat jy moet volg. En dis nogal kosbaar as 'n mens dit verstaan. Al kom die stem uit die troon van die hemel uit. Kom die Here en hy roep hulle bymekaar en hier sit hulle rondom hom. Hy maak hulle bymekaar soos 'n hen haar kuikens en hy kom deel sy stem met hulle oor dit wat regtig saak maak. En so is ek en jy deel van hierdie kuikens. Wie God mee bemoeienis wil maak en hy stuur sy stem. Hy trek ons hier saam om daar onder sy vlerk te kom sit en vir 'n oomblik te kan let op die stem van die Here. En hy noem vir hulle dat hulle moet dienaars wees. Jy sien langs die see maak hy kontak met 'n man. Nie net een nie, 12 keer oor. En met sy stem kom daar 'n oproep na hierdie manne toe, een vir een, 12 keer oor, om hulle vissers van mense te maak. 'n Roepstem uit die troon van die hemel uit vir vissers van mense. Gooi jou net aan die ander kant in, 'n stem uit die troon van die hemel uit, vir iemand om sukses te behaal in die koninkryk van God. Vriende, dink mooi aan die gedagte. Die stem van jou dienswerk kom nie van die dominee af nie. Die stem vir jou ywer vir die saak van die Here kom nie van 'n kerkraad af nie. Dit kom van die troon van die hemel af. Verstaan jy die grootheid hiervan? Dis nie maar net nog iemand wat jou wil rondorder nie. Dis die God van die heelal. Wat die troon van die hemel uit 'n woord na jou en my toe stuur. Ek het jou nodig. Dienswerk terwille van die troon van God. Dienswerk, ja nee, ek het nie gehoor nie. Is jy seker? Ek dink baie keer ignoreer ons die troon. Baie keer ignoreer ons die stem. Want ons hoor nie wat ons wil hoor nie. En daarom moet ons vir die Here vra, Here, help ons asseblief. Dat ons sal let op hierdie een stem wat uit die troon van die hemel uitkom. Watter kant toe ook al. Daar is vandag 'n stem uit die hemel uit wat sê kom tot my. Daar is vandag 'n stem uit die hemel uit wat sê ek het jou nodig om te werk en te ywer. Daar's 'n stem uit die troon van die hemel uit na Simon van Sirene om 'n kruis op te neem vir 'n man wat hy nie ken nie, om 'n werk te kan doen sodat ek en jy vandag verlos kan word. En dat ons vry kan wees van sonde. So let op die stem uit die troon van die hemel. Jesaja 6 vers 8 sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Hoor jy die stem uit die troon van die hemel? Wie sal ek vandag kan stuur vir die volgende werk wat gedoen moet word? Wie die moed, wie die goedspa, wie die ywer, wie die vuur in die hart, om die stem van God te kan hoor, om te doen wat gedoen moet word. Soveel mense verontagsaam hierdie stem en volg iemand anders se stem. Vriende, ek het vir jou slegte nuus. Jy kan nog die stem uit die troon van die hemel uit mis. Jy kan dit nog verontagsaam. Maar as jy die stem van die troon mis, sal jy sy stem van toorn hoor. En dis die werklikheid van dit. Jy gaan dalk die een stem mis uit die troon van die hemel. Dan moet jy verseker vandag weet, jy gaan die prys betaal, want dan gaan 'n stem van die toorn van God oor jou lewe kom. En daarom moet ons fyn ingestel wees op hierdie stem wat na ons toe kom. Want hierdie stem kom deel hy met ons, sodat ons die toorn van God sal mis. Maar vriende, dan is daar hierdie wonderlikheid van hierdie stem vanuit die troon van die hemel. Want eintlik wat hy daarmee doen, is hy deel die Vader se hart met ons. Hierdie stem vanuit die hemel uit is die stem van 'n Vaderhart wat gedeel word vir 'n verlore gaande wêreld, vir mense wat vasgevang word in die lewe. Hy spreek tot jou en tot my om lig te wees in 'n donker wêreld, om sout te wees in die wêreld waarin ons is. Hy spreek tot jou en vir my om daar te wees vir die verdwaaldes, om daar te wees vir die wat lam en moeg geraak het. En hy kom deel sy Vaderhart vanuit die troon uit met jou en met my. En ons moet let op hierdie stem. Wanneer God sy Vaderhart met ons wil kom deel, deel hy God se wil met ons. Deel ons in die Vader se hart.
Want ek kan nie in die Vader se hart deel as ek nie let op die Vader se stem nie. Ek kan nie let op die hart van die Vader as ek nie eens omgee oor wat hy vir my sê nie. Hoor ons nog die hart van die Vader as hy met ons spreek? Het jy al hom toegelaat om sy hart vir jou te kom openbaar? Is ons gewillig? Is ons ingestel? Ja, want soms kos dit vir ons 'n duur prys. Ja, die Vaderhart loop oorvol van liefde. Die Vaderhart word gedring deur liefde. Die Vaderhart trek mense nader met koorde van liefde. Dit stoot nie weg nie. Dit veroordeel nie. Ek dink dis iets wat ernstig kort in die Christendom van ons dag. Die Vader se hart. Nou moet ons die Here vertrou en sê, ag Here, kom en wys vir ons. Laat ons die stem kan hoor, dat ons die hartklop kan hoor, Here, sodat ons kan uitkom daar waar U ons wil hê. Hy sê vir ons in 1 Tessalonisense 2 vers 12. En hy betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God. Ja, hy kom deel sy hart met ons, dat ek en jy waardiglik sal wandel voor die Here. Ja, hy wil ons nooi tot 'n waardige lewenswandel. Daarom kom praat God met ons. As dit nie was, dat dit God se hart vir ons was nie, sou hy nie aanhoudend met ons gepraat het nie, sou hy nie aanhoudend bemoeienis wou maak nie, sou hy nie aanhoudend met ons wou deel nie. Maar hy wil hê dat ons waardig sal leef voor die Here. Waardig tot eer van die Here. Waardig die naam van die Here, waardig om hom te verheerlik. Ja, waardig die kruis van die Here. So hierdie woordjie kan nogal by 'n mens spook. Want hoeveel ek let op die stem van die Here, sê hoe waardig ek kan wandel in die Here. Is my lewe waardig die naam van God? Die naam van Jesus wat op my lewe gestempel word. Is my lewe waardig die troon waarvandaan sy stem kom? Is my lewe waardig die hemel waaruit sy stem kom? Is my lewe waardig dat dit kom van sy stem wat ek gehoor het toe ek in sy teenwoordigheid was? Ja, hy wil ons nooi om waardig te lewe. En hierdie waardige lewe beteken, ja, is 'n duur prys, dit mag dalk my lewe kos. Ek mag dalk gekruisig word. Maar ek dink so terug, as jy nou dink aan jare gelede, dan sou 'n troep deur opleiding gegaan het vir 2 jaar, sodat hy 'n waardige soldaat kon wees. Ja, hy sou deur daardie opleiding gaan om 'n waardige krygsman te kan wees. Hy sou deur daardie opleiding gaan om 'n waardige diensknegt vir sy land te kan wees. Om saam te kan stry, saam te kan ywer. So kom die stem van die Here na jou en my toe. Sodat ek en jy waardig kan wees. Om saam te stry. Soldate te kan wees. Diensknegte te kan wees vir die eer van die Here. Ja, hy kom met ons soms met 'n stem uit die tuin uit. En hy roep ons na die kruis toe. Hy kom soms met 'n stem uit die hemel uit. En hy roep ons om ons gedagtes uit die gutters uit te kry. Om ons gedagtes in die hemel gevestig te kry. Hy roep ons uit die troon van die hemel uit. Dat ons nou al reeds moet begin dink, dag en 'n dag wees dat ek voor die troon van die hemel gaan staan. En of ek het gelet op sy stem, of ek sal let op sy toorn. Ja, hy wil sy Vaderhart met jou en my kom deel, sodat ek en jy waardig kan wandel voor die Here. Let ons vandag nog op die stem van die Here? Is ons vandag fyn ingestel? Want hy praat nog steeds met ons. Dieselfde God wat met Adam gepraat het, praat steeds vandag met ons. Om sy wil aan ons te openbaar. Om homself aan ons te kom meedeel. Hoeveel keer verontagsaam ons die stem van die Here? Ag, dis maar net 'n stem uit 'n bos. Wel, dis dalk juist die stem wat 'n volk se lot verander. So wat maak ek en jy? Maar daar die stem wat God na ons toe rig. Jy sien baie keer kyk ons neer op die stem, want dit kom maar net uit 'n bos uit. Ons kyk neer op die stem, want dit kom maar net uit die lewe uit. Maar ons vergeet. Dis 'n stem uit die troon van die hemel uit. Buite tyd,
buite spasie. Niks kan hierdie stem beperk nie. Maar tog kan jy en kan ek. Mag die Here ons help om fyn ingestel te wees op hierdie stem vanuit die ewigheid uit. Ja, ek en jy wat in tyd vasgevang is, in spasie vasgevang is, word bedien met 'n stem uit die ewigheid uit. Om te sê, kom op hierheen. Kry jou gedagtes uit die hier en die nou uit. Kry jou lewe uit die hier en die nou uit. En vestig jou alles op die troon van die hemel, op die ewigheid. Van waar hierdie stem na ons toe kom. Hoe mag die Here ons help om te let op hierdie stem? Kom ons buig ons harte en bid ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie aand ons harte voor U te kom buig. Ja, Here, as ons so stil word voor U, dan word ons geraak deur U stem, Here. Daardie sagte, invluisterende stem. Daardie stem wat harte en lewens kom verander. Daardie stem, Here, wat alles kom nuut maak. Here, U is die getroue, U is die waaragtige, U is die ewige onveranderlike. En ons harte wil uit ons bors uitspring, Here, nie van menslike trots nie, maar omdat U die God van die ewigheid met ons wil praat. Help ons, Here, om te let op U stem. Help ons om onsself nie te beperk nie, Here. Help ons om onsself nie te vermoei met ander dinge nie. Want Here, dan wag ons op die troon, ja Here, op die toren van die heelal. Help ons, Here. Laat ons sal let op U stem. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing 'n lied saam. Toets my, o Heer, deurgrond my hart en siel. Baie dankie. Dankie vir elkeen wat vanaand hier was. Kom drink 'n koppie koffie saam, jy is baie welkom, daar's ook ietsie te eet. Ontvang die seën van die Here. Let op sy stem. Gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en sy wonderlike werking deur sy Heilige Gees met ons elkeen wees, met ons elkeen bly. Amen.